Loof die Here. Die Here is goed. Amen. Die Here is altyd goed. God se planne is altyd beter as jou en myne. God se planne is altyd, wat sê, voortreffeliker. Jy sien, want God sien verder as wat ek en jy sien. Hoeveel van ons is nie hier vandag en sê, weet jy, ja, ek het al gebid vir goed, en dan voel het vir my, maar Here antwoord my nie, en dan is het amper asof jy amper mismoedig raak, net om later agter te kom, maar eintlik was dit wat ek gedink het, God het my nie geantwoord nie, het God my beskerm. Het God my eintlik maar net in sy hand vasgehou en my beskerm. Ek in die laaste paar weke is ons besig eintlik met God se stem en dat die Here wil met ons praat. Die Here wil regtig met ons praat. So laas week ook gehoor dat die Here sê, maar ek wil met jou wandel. Soms is daar goed in ons lewens wat veroorsaak dat ons nie die stem van die Here hoor. Soms is daar goed in ons lewens wat maak dat ons nie daai duidelikheid kry nie. En die gevaar daarvan is dat ons begin afleidings maak en ons begin dink, wat dink ons, wat sê God moet ons doen? En ek wil graag vanmôre met jou praat oor 'n paar van hierdie goed. Ek dink tog dat dit regtig die begeerte is, ek sê weer, die begeerte van elke kind van die Here. Ek sê, Here, maar ek wil die stem hoor. Ek dink so net weer aan 'n klein babatjie. En hoe ontstel 'n babatjie kan raak, tot sy ma sy pa optel. En hy stem hoor, net hy stem hoor, na die rustigheid bring, die kalmte bring. Die feit van die saak is, jy kan tussen 'n klomp mense wees, weer as mense. Maar dis nie jou pa. Dis nie jou geliefde. En so kan ons geestelik ook, ons kan tussen 'n klomp mense wees, en tog nog steeds sê, Here, maar ek ervaar nie U nie. Ek wil U ervaar. Dit is so belangrik dat ons moet verstaan, nommer 1 is dat Jesus ook kom, en dan vertel hy, en hy sê vir hom, my koninkryk is nie van hier nie. Hy sê, wat my koninkryk van hier was, dan sou my volgelinge gekeer het. Maar nou is my koninkryk nie van hier. Jy sien, die wêreld het gedink, dat daar gaan 'n koning kom, die volk het gedink, daar gaan 'n koning kom, wat op aarde vir hulle net die oorwinning gaan gee. Maar God het 'n ewige plan. Jesus kom, en hy kom op 'n donkie ingery, nederig. Die koning van die konings, die Here van die leerskare, hy kom nie op die grootste perd, die grootste en die mooiste perd, daar soos wat 'n koning sou gekom het nie. Hy kom en hy doen dit heeltemal anders. Hy word mens vir jou en vir my. Ek wil vandag vir jou sê, Jesus begeer 'n intieme verhouding met jou. Ek wil ook vandag vir jou sê, met hierdie hele ding van Valentynsdag en alles, en is so, hierdie groot ding wat daarvan gemaak word, maar wat wil ek vir jou sê, weet jy, dank die Here dat my liefde vir hom nie, daar besê 'n skelm liefde hoef te wees. En soveel mense praat jy meer as sê, man, maar my verhouding met God is maar iets, is persoonlik en is privaat. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, ek kan nie met jou saamstem as jy so sê nie. Jou verhouding met God is so waar persoonlik, ja, maar is nie privaat. Dis absoluut openbaar. Jou verhouding met God moet so openbaar wees, dat mense nie eens hoef te worry oor wie jy is, wat jy glo. Jou verhouding met Jesus moet nie so wees, dat jy voel, maar nou gaan ek iemand offend, as ek sê ek het Jesus lief.
Die liefde vir Jesus is absoluut openbaar. Jou verhouding met die Here is absoluut openbaar. Dis nie privaat nie. Want wat baar het jy? Die woord sê, kom ons sê, Jesus sê vir hulle, wie sal dan nou 'n lamp aansteek en dit onder 'n maatemmer wegsteek? Nee, hy sit dit op 'n staander om almal te verlig wat in hom is. En dis baie keer waar die vyand die mens wil hou is om te sê, maar weet jy wat, jou verhouding met die Here is iets tussen jou en God. En dis al wat saak maak. Nee, dit is nie, want jy word nie eers gered net vir jouself nie. Die rede hoekom ek en jy gered word, is om op pad te stap en sê, Here, wys my, wat moet ek doen om hierdie koninkryk van God uit te brei? Nie net vir jouself nie, nooit nie. Die woord sê ook, as hy praat van loon, dat jy vir jou moet loon by mekaar maak. So die laaste paar weke baie daaroor gepraat, baie uitgelees van Efesiërs sê dat die Here sê maar dat hy vir ons werke voorberei, goeie werke, waarin ons kan wandel en waarvoor God jou wil beloon eendag. Daarom sê hy nie vir jou skatte op die aarde by mekaar maak waar mot en roes kan verniel en waar inbrekers kan inbreek en steel en nee, maak vir jou skatte by mekaar in die hemel. Want jy sien, die interessante, weet jy wat is die interessante van daai gedeelte, is dat daardie woordjie treasure is dieselfde woord. Nou hoe dit werk, gaan ek nie vir jou verduidelik nie, maar dat daar een of ander tipe van ek weet nie, 'n stelsel in die hemel ook sal wees, is so. As God sê dat hy vir jou sal loon kry, of wat jy loon sal verloor, want jou en my werke sal beoordeel word of dit goed of sleg is. God het 'n plan vir jou en vir my. God het dit daar neergesit. Nou wil ek vir jou sê dat as jy dan besef maar God het hierdie begeerde om 'n intieme verhouding met jou te hê, wat maak jy omtrent? Deuteronomium 30 vers 19 sê ook, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. En dan, maar hoe kies ek die lewe? En hier kom die antwoord op hoe kies ek lewe? Deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister en hom aan te hou. So wat sê dit vir my? Ek kan nie sê dat ek het die Here lief as ek nie na sy stem wil luister nie. As ek nie hom wil aanhang nie, as ek hom nie wil volg in wat hy vir my sê nie, dan kan ek nie sê ek het die Here lief nie. Ek kan nie dit sê nie. Want wie sal ek gehoorsaam? Ek gaan net so 'n paar goed vanoggend noem en ek dink daar's baie goed wat jy heel waarskynlik vir my kan wys. Miskien uit jou eie lewe, weet jy kan sê nee, maar dis hierdie of is daardie of is dit. Maar daar's sekere goed wat 'n rol speel in ons lewe wat sê maar wat beïnvloed dat ek die Here se stem nie hoor nie of nie duidelik hoor nie. En die heel eerste ene is besig. Dit is so maklik geword. Weet jy, dit voel vir my dit is amper 'n trend geword. Dit het amper 'n mode geword, 'n modegier om as iemand vir jou vra hoe gaan is jy besig. En weet jy wat? Dat jy soms skuldig voel as jy nie besig is nie. Dat jy soms voel maar jy die regte antwoord is ek moet besig wees. Soms is ons so besig en ek wil jou gedeelte lees deur die woord van die Here wat en ek dink daar's soveel van ons wat vanmôre daarmee kan sê assosieer. Dis gedeelte uit Lukas 10 uit. Dit is die gedeelte waar Jesus op reis was en hy kom hier by Martha en Maria in die huis. Vers 39 sê en sy het 'n suster gehad met die naam van Maria. Die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Maar Martha was besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, gee nie om dat my suster my alleen laat bedien. Ek wonder wie was die oudste, wie was die jongste? Here, gee dan nie om dat sy los my om alles te doen. Wat sê Jesus vir haar?
Want sy sê vir hom, sê dan vir haar, dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê, Martha, Martha, jy is besorg en vir ons rus oor baie dinge. Martha, jy is so besig. Jy is so besorg oor alles wat jy moet doen. Jy het so baie dinge wat jy net moet kyk, want as jy dit nie gaan doen nie, niemand gaan dit doen nie. Maar luister wat ek vir jou sê. Jy is bekommerd oor allerlei goed. En ek wil vanmôre vir jou sê, jy is bekommerd oor goed wat ek en jy nie oor beheer het. Dis goed om bekommerd te wees daaroor goed wat jy sê, maar ek weet, ek moet iets verander. Maar daar is sekere goed wat jy het nie beheer daaroor nie. So wat baat dit jou dat jy daaroor worry? Die woord sê, wie kan een el by sy lewe voeg, deur bekommerd te wees? Ons is soms so besig om net rond te hardloop en alles net reg te kry. En dan mis ons wat die belangrikste is van alles. Wat is die eerste ding wat mens so maklik nalat wanneer jy moeg is? Here, ek gaan hom nie nou. Die Here verstaan, ek gaan nie nou lees of bid of so ietsie, want dit gaan maar net so ek los dit nog. En ek wil saamstem dalk daar, want ek wil net, ons moet vergelyk met enige verhouding. Met 'n verhouding met 'n mens ook. As jy met 'n mens sit en gesels, dan dink ek nie enige een gaan dit waardeer as jy jou hart wil deel. En jy praat nog en ja, nee, ek luister, ek maak net my oë om te fokus. Jy gaan dit nie waardeer nie. Daarom wil ek sê, ek dink ook, dis ook so belangrik is, dat ek en jy tyd met God moet maak. Maar ons spesiale tyd met God kan deurbring. Waar ons tyd kan belê in die Here, waar ons tyd kan insit en sê, ek wil die woord lees, ek wil die woord lees en ek wil bid, wanneer ek vars is. En nie uit die routine van, kyk ek hoor om vanaand, nou gaan die Here my nie beskerm as ek vanaand die bid voordat ek slaap, nie is dit, is verhouding met God hê. Soms is mense so besig, en dis die eerste ding wat weggeskryf word. Wat wil ek sê? Gaan kyk wat vat jou tyd. En gaan besluit, wat moet jy gaan verander? Waarvoor moet jy nee sê? Want jy sien, die feit van die saak is, wanneer jy ja sê vir alles, dan sê jy altyd nee vir iets anders. Waarvoor sê jy ja, en waarvoor sê jy nee? Martha bly besig, as dinge wat gedoen moet word. Maar Maria sit by Jesus se voete. En dis hoe Jesus sal dan antwoord. Hy sê van vers 42, maar een ding is nodig. Hy sê, jy bekommer oor al hierdie goed, jy is verontrus oor al hierdie goed, maar een ding is nodig. En Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word. Die tyd wat jy en ek by die voete van Jesus deurbring, kan niemand kom wegvat. Niemand kan dit kom wegvat wat God self in jou hart en jou gees indeponeer het. Dis waar die verandering kom. Jy sien, jy kan nou hier sit vanmôre en dan kan jy stap en sê, ja, maar Pieter het so gesê. En dan môre as jy kwaad vir Pieter, dan vergeet jy van wat Pieter vir jou gesê het. Maar as ek vir jou sê, maar dis wat die woord van die Here sê, en die Here, jy raak stil en God praat met jou, dan kan jy nie sê, maar dit is ek wat het gesê. Want God het met jou gepraat. En dis wat so belangrik is, dat jy 'n persoonlike verhouding, dat jy dit die kosbaarste ag van alles. Want dis waar verandering plaasvind. Want hy gedeelte in Petrus, hy sê dat ons die onvervalste melk van die woord dan moet smaak, soos pasgebore kindertjies. Onvervalste melk van die woord. Self die woord te gaan lees. Self te sê, Here, maar wat moet ek nie verstaan? Maar as ek te besig is en ek is te moeg, dan doen ek dit. En is dit so net 'n vinnige, amper 'n skedule ding. Okay, is gedoen. Maar die diep verhouding is nie daar nie. Dis amper soos om daar te wees, maar nie daar te wees. Wat maak nog dat mense sukkel om die stem van Jesus te hoor?
'n onvoorbereide hart. 'n Onvoorbereide hart. En ek kon nie anders as om daai skrif opgekom het, op te sit nie, wat van die saaier. Hy sê, die eerste, en ek wil sê, die eerste ene verwys vir my, as ek daar moet dink, dan wil ek sê, hierdie saad wat langs die pad val. Dis eerstens of heeltemal die ongelowige, of baie gevalle het ek al gesien, dis mense wat, hulle het Jesus al leer ken, maar hulle het so verbitterd geraak, hulle hart het so verhard geword, met die tyd saam, en nie wil hoor wat die Here sê. Is so geblokkeer. Selfs Jesus sê dat die disippels nie verstandig geword het, want hulle harte was verhard. Hulle harte was verhard gewees. Daarom toe hy die brood en die visse vermeerder, het hy agterkom, maar hierdie Jesus wat saam met ons wandel, so nie bekommerd te wees, hy kan enigiets doen. Toe hulle op die bootjie alleen is en die storms kom, toe raak hulle bang. En hy sê vir hulle toe hulle kom en maak die storm stil. Toe sê hy vir hulle, weet jy hoekom is dit so? Want julle het nie verstandig geword. Want julle harte is verhard. As jou hart vanmôre verhard, net jy sal weet. Vers 15 lees. En dit is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit hoor, kom die Satan dadelik en neem die woord weg, wat in hulle harte gesaai is. Die ongelowige mense wat Christus se offer nog nie aangeneem het nie, of die ou soos ek sê, wat verbitterd is, wat seer gemaak word, met 'n onvergewensgesindheid in sy of haar hart sit. Jy hoor die woord en die moment as jy die woord hoor, maar vergewe, dan kom haar naam by jou op en dan kom so 'n gevoel van, maar jy verstaan. Ek kan nie dink dat die Here wil hê, dat ek, want dis wat die mens verstaan, dat die Here moet sê, maar dis maar reg, wat hy of sy gedoen het. Nee, dis nie vergifnis. Vergifnis is nie dit nie. Daai mens wat jou teleurgestel het, en jy moet daai persoon vergewe, dis nie om te sê, dis reg wat jy gedoen het nie. Dis om te sê, Jesus, ek gee dit vir u. Ek kan nie meer dit loop nie. Jy is nie gebore met 'n klomp sakke, waar die Here vir sê, dra hierdie klomp goed saam. Die Here sê, gee dit vir my, sodat jy vry kan loop. Gee dit vir my. En die Here wil vir jou wys wat is die pad wat jy moet gaan. Die Here wil jou lei. Hy wil jou lei na vrede, hy wil jou lei na groen velde. Vers 16 sê net so ook, hulle by wie rotsagtige plekke wat gesaai word, wat as hulle die woord hoor en dadelik met blydskap aanneem, maar geen wortel in hulle self het nie. Hulle is net vir 'n tyd, later as daar verdrukking of vervolging kom, ter wille van die woord, struikel hulle dadelik. Baie keer is dit jong Christene, baie keer is dit mense wat, kom sê, dis lekker om saam met 'n groep te gaan, so nou gebeur het, en hierdie ou oor my, ek gaan my hart verheerlik en dit klink na 'n goeie plan, ek gaan dit ook nou so moet doen. En dan klink die evangelie na goeie nuus. En dit klink na 'n kopding wat sin maak. Dit maak sin om te sê, maar ek wil my lewe vir Jesus gee. Want dis ons die regte ding. Maar hier het nog niks verander. Hier het niks verander. En die moment wanneer daar moeilikheid kom, die moment wanneer daar verdrukking kom, die moment wanneer jy by die werk instap, die moment wanneer jy by die skool instap, die moment wanneer jy in die winkel instap, en die meerderheid sê iets anders as jy bang om te sê. En dis wat die woord van die Here sê. Dan wil ek vanmôre sê, is dit nie tog die vrees vir 'n man nie? Want die woord sê, die vrees vir 'n man span 'n stryk. So baie keer is dit ook 'n rede hoekom mense nie hoor wat die stem van die Here vir hulle sê nie, want daar's nie 'n wortel, hulle is nie geanker in Christus nie. Hulle hart het nog nie verander nie. Dit klink goed om te sê, ek was Sondag in die kerk. Op Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag en Saterdag.
Waar kan ek is op my sportveld of waar ek is dan is ek op my eie. Dan maak ek soos wat die meerderheid sê, want dan dit wat die meerderheid sê is reg. Nee, dit is nie. Dit wat die woord van die Here sê is reg. En ek wil vanmôre vir julle sê, dat gaan 'n tyd kom wat ek en jy baie meer gaan begin vas staan. Wat ons gaan moet sê, maar dis nie wat die woord van die Here sê nie. Ek kan nie met dit saamgaan nie. Al kos dit jou 'n prys, al kos dit jou my lewe op jou uit. En die woord sê salig is jy, wanneer jy vervolg word ter wille van die geregtigheid, ter wille van sy naam. Het daar 'n hartsverandering by jou plaasgevind? Of 'n skerpe goeie gedagte nie? Is dit net lekker om te sê, nee, ek is 'n Christen, kan dit afmerk. Besef jy dan verandering in jou hart kom. Jesus moet gevolg. Ek hoor gaan as ook 'n gedeelte wat sommer net hier bygesit het waar jy oor die volkome op Jesus, dat jy twyfel partyk. Ek kon eintlik 'n opskrif daar gesit wat sê twyfel. Ook onder die onvoorbereide hart. Ons twyfel. En as die saad gesaai word en val tussen die dorings, word vergelyk met die dorings en dis ons word vergelyk en dit sê vers 19. En die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikheid in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord. En dit word onvrugbaar. Jy hoor die woord. En dan kom hy ding en toe kom maandag. Sondag was lekker geweest. Toe kom maandag. En nou is dit nou maar, hoe gaan ek prakties dit wat ek gehoor het, hoe gaan ek dit toepas? Hoe gaan ek dan nou anders aan die wêreld gaan leef? Die feit van die saak is, ek dink nie as een van ons wat hier vanoggend kan sê, nee, maar daar's niks bekommernis in my. Alles is uitgesort, alles is reg, alles is, luister, ons leef in hierdie wêreld, ons gaan almal uitdagings hê. Maar ek dank die Here dat ons nie alleen hoef te gaan nie, want hy sê, ek sê jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy is met jou, jy is nie alleen nie. En daarom hoef jy nie verstik te raak nie. Daarom hoef jy die woord nie onvrugbaar te raak nie. Maar jou oë moet op Jesus bly. Moenie begin rondkyk nie. Moenie begin op die plek kom en sê, wanneer hierdie werk, miskien moet ek die Here net help, miskien lyk hierdie plan, miskien is daai meer vir die ou tyd gewees, maar dit werk nie vandag. Dit werk vandag. Die woord van die Here is vas. Sy woord werk nog steeds vandag. Wat is al wat nog 'n rol speel of ons die stem van die Here hoor? Afleidings. Afleidings. Wat se afleidings? Ek dink in vandag se tyd, ek dink die meerderheid van julle wat hier sit gaan vir sê, ja, dis so. Skerms. Dit voel dis al amper so holrig geryde storie, skerms. Maar dis die waarheid. Die mens word vasgevang in skerms. Die mens raak vasgevang en om te scroll. Wat's nog nuus? Wat's nog nuus? En soos wat die mens so vasgevang raak en jy gaan so met daai vingertjie, kom jy later agter en wat sukkel om te konsentreer. Hoekom? Want jou brein het geleer om vinnig te moet gaan. Hy wil nie meer vas staan en konsentreer nie. Nou sit ons al hoe meer, sê jy, maar die mens sukkel om te konsentreer. Die mens kan nie so lank konsentreer nie. Hoekom? Ons leer ons brein is so. Wat se afleidings is daar nog? Ek weet jy vra, hoeveel tyd spandeer jy op skerms? Hoeveel tyd spandeer jy in die aand op skerms? Deur die dag. En dan noem dit mos FOMO. Fear of missing out.
Ja, nee, laat ek net kyk, miskien het iemand my in die afgelope 2 minute gesoek. Ek net kyk, dalk het daar 'n boodskap hier vir my deurgekom. Hoeveel tyd spandeer jy op skerms? Dan die ander ding, wat van stoppertjies, van sport? Nou maar ek is gesond vir my, ek moet vrye tyd hê, ek moet iets anders te doen. Dis waar, is reg so. Maar ek wil vir jou sê, daar is 'n tyd wat stoppertjies en wat sport 'n probleem raak. Wanneer dit alles oorvat, wanneer dit jou lewe begin oorvat. As 'n tyd wat stoppertjies is, en ek wil dit weer terugbring na die verhouding tussen man en vrou. Stoppertjies in sport is wonderlik en goed, maar nou wil ek vir jou sê, wat is die effek wat daai stoppertjie van jou het, of daai sport van jou het, op jou verhouding met jou man of met jou vrou? Wat is die effek wat daai sport, die mense saam met wie jy daai sport doen, en dit raak so 'n bietjie vermeng met die volgende een. Wat is die effek wat dit op jou lewe het geestelik, jou verhouding met Jesus? Soms vat dit eenvoudig net te veel tyd. Dit vat jou lewe oor. Vat 'n plek in wat dit nooit veronderstel was om te vat. Wat van mededingende stemme? As 'n klomp stemme. Jy hoor stemme van vriende, van familie. Jy hoor op social media stemme. Die media gee vir jou 'n boodskap. En jy begin wonder, maar ja, wat is nou regtig die regte ding om te doen? En dis wat die woord van die Here vir my sê, maar al die mense om my sê, maar dis wat ek moet doen. Wat is die regte doen? Hierdie goed vat, luister baie mooi. Jy moet gaan kies wie is die mense om jou wat in jou lewe gaan insaai. En daarom wil ek vir jou skrif lees uit Korintiërs uit, wat hy sê, in Korintiërs 15 vers 33, ek sal beklaar. Hy sê, moenie dwaal nie, slegte gesprekke bederf goeie sedes. Wie is die gesprekke waarna jy luister? Wie is die mense wat om jou kom? Wie is die mense wat se manier van praat, manier van dink op jou afspeel? Skielik raak woorde wat jy gebruik nie meer so snaaks nie, want almal doen dit klink reg, almal wat jy beweeg. Niemand sê iets snaaks omtrent dit nie. 2 Timoteus 2 vers 22 sê, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na die geregtigheid, geloof, liefde en vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Dit is belangrik. Hoe vandag jy sê jou vriende, die mense wat jy om jou toelaat, dis belangrik dat jy hulle reg kies. Wat 'n rol speel in jou lewe? En dan die laaste ene wat ek wil aanraak is 'n neutrale hart. Daai ding van ek bid vir iets, maar ek bid op so 'n manier dat dis wat die Here moet doen. Dis my verwagting van die Here. Dit moet so wees. Enigiets anders as 'n ja van die Here is nie 'n antwoord nie. En dis niks anders dat jy my verhouding mas hoog moet doen. Want ek wil myself hoog God plaas. Want God moet die antwoord gee soos ek dit wil hê. As dit nie so is nie, dan is dit die regte antwoord nie. En dis goed wat maak dat mense die stem van die Here nie hoor nie. Miskien moet ek tog, ek wou te wonder of ek dit moet inbring, maar ek gaan dit tog sê. Die laaste ding wat ek wil sê, maar dis eintlik 'n onderwerp wat lank is. Maar die laaste ding wat ek wil sê is moedwillige sonde. Sonde in jou lewe en jy weet is verkeerd, maar jy wil nie ophou nie. En dit stomp jou ore af vir die Here. Want hoekom? Jy voel skuldig, jy sit met guilt, fear en shame in jou lewe. Jy weet die pad wat jy stap is nie reg nie. Maar as jy kon kry, as jy weet dan. En dan sukkel jy met God te praat. Dan sukkel jy om die woord van die Here oop te maak en sê, Here, praat met my.
Soms veroorsaak dit selfs dat jy nie tussen ander kinders van die Here wil kom nie, ware kinders van die Here, want wat as die Here vir hulle was? Ek wil vir jou sê, geliefde, die Here weet alles. Die Here weet alles, as niks wat ek en jy vir hom kan wegsteek. Hy weet alles, maar hy wil jou vry maak. Hy wil jou vry maak. Hy wil hê dat jy werklik waar in vryheid moet kan wandel. Ek wil sê, jy weet vanmôre watter een van daai 5 of 6 goed. Wat is daar as ek dit moet saamvat? Wat is die 5 of 6 van hulle? Is jy te besig? Sit jy met 'n onvoorbereide hart wat vol bitterheid en kwaad is? Sit jy dalk met afleidings? Is daar goed wat te veel van jou vat? Sit jy met ander stemme? Luister jy te veel wat ander sê? Wat die media sê, wat social media sê? En jy luister nie wat die woord van die Here sê. Sit jy dalk met antwoorde in jou kop wat jy wil hê, maar dis wat die Here moet doen. En anders is dit nie 'n antwoord. Jy weet vanmôre wat dit is. Ek wil jou geleentheid gee vanmôre om stil te raak. Miskien sit al vanmôre in jou hart sonde. Sit dit goed in jou hart wat jy voel, maar ek moet hierdie goed vir die Here gee. Miskien is al verkeerd in jou lewe, wat jy sê, Here, ek moet dit vir U gee. Weer is verkeerd. Maar ek het die hele tyd nog net regverdig. Nog die hele tyd net gesê, maar so en so en so. Die Here is 'n heilige God. Hy is rein. Hy haat die sonde, maar hy die sondaar lief. Ek wil jou geleentheid gee om jou oë vir 'n rukkie stil te maak. Dan wil ek hê jy moet vir die Here vra om vir jou te lei. Ek wil hê dat jy vanoggend vir die Here sê, Here, ek het hierdie woord gehoor. Ek het hierdie woord gehoor, maar ek weet ek moet reageer. Daarby is, maak jy oor toe en praat met die Here en sê, Here, ek het hierdie woord gehoor en dis wat ek gehoor het. En dit is wat ek weet ek moet verander in my lewe. Ek gaan jou 'n paar minute geleentheid gee. Here, ons het U so nodig, Here. Here, my gebed is vanmôre, Here, dat ons voor U kom en sê, Here, ek wil bely dat ons soms te besig is. Here, dat ek partykeer te besig is met verskillende goed. Here, ek wil vanmôre voor U kom en sê, Here, vergewe my, Here, dat ek partykeer sukkel om nee te sê. Ek bid, Here, dat U my gedagtes sal rig. My voete sal rig, Here, en ek sal kan met reg kry, Here, om regtig, Here, dat daar waar ons 'n lysie van goed het, dat ons kan neersit en sê, maar Here, dis hierdie wat vir my belangrik is. Hierdie is prioriteit. En hierdie is nie prioriteit nie. Dankie, Here Jesus. Here, my gebed is vanmôre vir elke siel wat vanmôre hier is, Here. U weet vanmôre wie sit en sê, maar my hart is seer, my hart is nie lekker nie. Die grond is
is nie voorbereid nie. Die saad is geval, maar wil nog nie ontkiem nie. Ek bid vanmôre, Here, dat die genade sal gee, dat mense sal ervaar en beleef, Here, wat dit is, wat veroorsaak dat daai grond so is. En wat ook al is wat pla om dit vir U te gee, en sê, Here, ek vergewe, en Here, vergewe my, kom maak my vry. Here, ek dank U. Dankie vir genade. Dankie vir die kruis, Here. Ek wil U loof en ek wil U prys, Here. Here, kom lei vir ons. Here, kom help ons om te onderskei, Here. Wie is die mense om ons wat ons moet toelaat om inspraak in ons lewens te hê. Dankie, Here. Dankie vir genade, Here. Here, dankie dat ons vanmôre voor U kan kom en sê, Here, U is die wragtige Here en daar is niemand soos U, Here. Here, U is die begin en U is die einde, Here. Here, vanmôre lees ek daai skrif in die woord sê dat ons die dood en die lewe is ons voorgehou. Kies dan die lewe deur die Here jou God lief te hê, na hom te luister en hom aan te hang. Here, vanmôre wil ek opnuut sê, Here, ek wil hoor wat U sê, Here. Here, gee ons die genade vanmôre om te hoor wat U sê, Here. En die woord sê dat die kruisiging en die bloed van Jesus was genoeg gewees en dit het die skeidingsmuur afgebreek. Die voorhangs het geskeur en ons kan in die allerheiligste in beweeg, Here. En vanmôre is my gebed, Here, dat elkeen wat hier teenwoordig is ook vandag, Here, en die wat die woord hoor, Here, dat elkeen by U voete sal gaan sit en sê, Here, praat met my. Here, vergewe my. Here, lei my. Here, ek wil stap in die weë wat U vir my het, Here. Here, ek verstaan as twee koninkryke. Die een is 'n koninkryk van heilig wees en die ander van lig, en die ander kant is duisternis. Here, ek kies die lig. Ek kies om te wandel in die lig. Waarom kies ek om ja te sê vir U, Here? Here, my gebed is dat daar waar vermenging is, Here, daar waar vermenging is, daar waar ons nie mekaar raak soms, met wat die waarheid is, bid ek, Here, die woord sê dat die woord, Here, sal dit regsny. En dat ons die woord moet lees. En dat ons heilige making moet nastreef, Here. Ek wil U loof en ek wil U prys, sê, Here, kom doen U wil in my lewe. U lof en die eer, Here, kom U toe. En ek prys U naam, Here Jesus. In Jesus naam. Amen. Loof die Here. Loof die Here. As jy die vraag bly vir my altyd by dit, as jy uitstap, wat gaan jy maak met die woord? Wat gaan jy maak met die woord? Jy kan nie uitstap en sê, dit was vir jou goed. Miskien my sê nie, dit was nie vir my goed, want dit. Maar ek wil vir jou sê, wat het jy gehoor wat God vir jou gesê? En gaan praat met die Here oor dit. En dit wat ek jou wil sê, kyk of het meet by die woord. Hier is jou riglyn. Gaan meet die waarheid aan die woord. Moet nie die internet gaan vra vir die waarheid is nie. Vra die woord vir die waarheid is. Vra die Here. Die Here wil jou lei. Die Here is so baie lief.